Vriende, ek wil vir jou nooi. Ons is by die eerste in ons reeks oor Bybelkarakters. En ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 3 plekke. Filippense hoofstuk 2, Filippense hoofstuk 4 en dan 2 Timoteus hoofstuk 4. Nou wie van julle weet, as ek hierdie Bybelboeke noem, van wie praat ek? Wie het hierdie boeke geskryf? Paulus. So ons gaan na Paulus kyk, volgende week na Petrus, dan gaan ons kyk na Abraham en dan gaan ons kyk na Moses. Nou hoekom ek hierdie 4 gekies het vir 'n wegspring? Hierdie 4 Bybelkarakters gee vir ons die 4 verskillende persoonlikheidsprofiele van elke mens. So na week 4 behoort jy te weet watter Bybelkarakter verteenwoordig jou karakter. En ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer daarna om te praat oor hierdie Bybelse profiele en dan ook hoe hulle in hierdie 4 persone na vore kom. So kom ons maak oop by Filippense hoofstuk 2 vers 12. Paulus skryf: Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle soos ligte skyn in die wêreld. Vers 16, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Dan gaan ons na Filippense hoofstuk 4 vers 10. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En dan hierdie bekende teksvers, hoofstuk 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dan ons laaste gedeelte in 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 6. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Paulus aan die woord. Kom ons gee die Here die eerbied terwyl sy woord in ons midde oop is
en ons hoor dan so sê die Here. Ek wil vanmôre baie kortliks, en dis baie moeilik om by die hoogtepunte van Paulus uit te kom, maar ek wil my bepaal vanmôre net by vandag en met jou praat oor Paulus, die gebore voorloper. Die apostel Paulus, die gebore voorloper. Inleidend net die volgende. Hy's gebore as 'n Romeinse burger en studeer die Joodse geskrifte en word 'n fariseer en 'n skrifgeleerde volgens die Handelinge boek by die voete van Gamaliel. Nou Gamaliel was een van die uitstaande owerpriesters en skrifgeleerdes van die tyd. So Paulus, 'n Romeinse burger van Joodse afkoms, leer Joodse tradisies by 'n Joodse leier. Sy naam Saulus in Hebreërs word Saulus van Tarsus genoem, maar dit word verander na Paulus, sy Latynse eweknie of sy Latynse benaming. Dis belangrik dat ons sal sien waarom Paulus se naam deur die Here Jesus self verander is, van Saulus van Tarsus na Paulus, die gebore voorloper. Nou die Bybel is nie bekend met sy ouderdom nie, en ook nie dat hy getroud was nie. Daar word gereken dat Paulus nooit getrou het nie, en daarom sy woorde as hy sê dat wanneer jy jou afsonder vir die evangelie, dan is dit beter dat jy ongetroud bly. So ouderdom en huwelikstatus is nie duidelik in die skrif nie. Hy het gelewe in die tydperk 5 tot 67 na Christus, toe Paulus in Rome tereggestel is. Hy was 'n gebore leier wat God met groot verantwoordelikhede kon toevertrou. Iemand wat God gekies het. En ek wil hê jy moet, as ons na hierdie karakterstudies kyk, moet jy baie mooi verstaan dat God nie iemand net bloot kies nie. En dit is die boodskap van hierdie karakters. Dat as jy vanmôre identifiseer of môre of oormôre met 'n spesifieke karakter, moet jy weet dat God jou soos met daardie karakter voorberei het van jou geboorte af. Selfs voor jou geboorte. Dat jy vandag kan wees wie jy is, dat God jou kan toerus en gebruik vir vandag. En dis baie belangrik en ons gaan daarby fokus. Hy doen 3 sendingreise deur die destydse Romeinse ryk en hy stig omtrent al die gemeentes waarvan ons in die Bybel lees. Nou kom ons kyk so 'n bietjie vinnig na sy karakter. In die eerste plek wil ek aan jou voorhou dat Paulus se godsdienstige agtergrond hom nie altyd op die regte pad geplaas het nie. Ek nooi vir jou om saam met my hierdie gedeelte te lees. Paulus skryf, of Lukas skryf in Handelinge hoofstuk 8, wat eintlik deur Theophilus opgeskryf is, oor Paulus, en hy sê dat voor Paulus se bekering, hy sê, maar Saulus het die gemeente verwoes, en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep, en in die gevangenis oorgelewer. Handelinge hoofstuk 9 vers 1, nadat Stefanus gestenig is. Maar Saulus, lees ons, het nog met dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here. En kyk nou, en het na die owerpriesters gegaan om van hom, of die hoëpriester verskoon gegaan,
en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hulle geboeid na Jerusalem kon bring. U sal onthou dat ons in die inleiding gesê het, Paulus was 'n vooraanstaande fariseer, 'n hooggeleerde skrifgeleerde. In ons terme, een van die dominees op die synode. Maar sy godsdiensagtergrond het vir hom niks beteken voordat Paulus nie by Jesus uitgekom het. Hy was een van die ouens wat die wet van Moses op die punte van sy vingers geken het. Hy het die Bybel of die destydse Tenak en die Pentateuch, dis die 5 boeke van Moses, het hy geken en op die letter nagekom. Maar hy was onvoorbereid om Jesus as Messias te aanvaar. So met ander woorde, jou godsdiensagtergrond is nie altyd die pad waarop jy moet wees nie. En dis een van die grootste lesse wat ons in Paulus se lewe leer, is dat godsdiens jou nêrens bring nie. Is dat kennis van die Bybel vir jou net mooi niks is, as dit nie gekoppel word aan die persoon wat die woorde spreek nie. Jy gaan nou sien as ons verder gaan dat Paulus het kennis van Jesus. Hy ken sy naam. Maar sy godsdiensagtergrond maak dat hy verlore is. So wat sê Paulus vanmôre in die eerste plek vir jou en vir my? Jou godsdiens bring jou nie op die regte pad nie. Al lees jy ook die Bybel. Jy hoor baie keer mense sê dat ek het die Bybel al 10 keer deurgelees. Maar wanneer jy na sy lewe kyk, dan ontdek jy die kennis is nie gekoppel aan die verlossing nie. So die eerste les in Paulus se lewe is dat jou godsdiens, soos vir Paulus, niks waarde het as jy nie die verlosser ontmoet het nie. Jy kan gaan lees in Handelinge 22, ons het nie tyd, vers 1 tot 16. Jy kan lees in Handelinge 26, vers 9 tot 18, waar Paulus self sê, en hy praat daaroor en hy sê dat die verandering het gekom toe hy Jesus op die Damaskuspad ontmoet het. En hy moes 'n radikale verandering maak. Die tweede les wat ons van Paulus leer, is dat jou agtergrond bepaal nie jou toekoms of jou roeping nie. Paulus is seker een van die mense in die Bybel wat die minste reg gehad het om sy mond oop te maak oor die Bybel. Hy was een van die mense wat so way out geleef het, terwyl hy die God van die Bybel gehaat het. Dat hy toe hy tot bekering kom, Paulus as God hom nie geroep het nie, kon gesê het, soos Moses, ek is nie waardig. Ek kan nie my mond uitspreek en hierdie goed met julle deel, omdat in my verlede so was. Ek lees vir jou dat hy verander het van vervolger na 'n sendeling. So wat leer ons as ons nou vinnig hierdie punt moet opsom?
Dat dit maak nie saak wie jy was nie. Dit maak nie saak wat jy gesê het nie. As Jesus jou lewe verander, kan hy ook jou rigting verander. Kan hy jou hele menswees verander. Handelinge 9 vers 15, kom Paulus op die pad van Damaskus, nadat hy hierdie briewe by die hoofpriester gekry het, om mense te gaan gevange neem en hulle te kom regstel in Jerusalem, want hy noem hulle die mense van die weg. 'n Spotnaam. Hy bespot die Here Jesus, want Jesus self het gesê, ek is die weg. En hy gaan na die kerkleiers toe en hy sê, gee vir my toestemming, dat ek daai ouens van die weg kan bring om van hulle ontslae te raak. Kom ons stop hierdie aanslag teen die Bybel sommer nou dadelik. Vers 15 sê, en hy ontmoet daar op die Damaskuspad, hy ontmoet die Here. En in vers 15 sê die Here vir Paulus, hy sê, maar die Here sê vir hom, toe hy vir hom vra, nou maar wat moet ek doen, Here? Toe sê die Here vir Paulus, gaan, want jy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. En Jesus sê vir Ananias, toe Ananias daar by Paulus kom, want ek sal hom toon, hoor nou hoeveel hy vir my naam moet ly. Jy sien die kontras. Hy gaan dat mense moet ly van die weg. Hy ontmoet die weg. En die Here sê vir hom, ek gaan jou gebruik en jy gaan vir my moet ly. En as ons nou verder gaan, sal jy sien, en ons kan nie by alles stil staan nie, maar ek wil hê jy moet raak sien hoe die Here hierdie verandering bring in Paulus se lewe. Ek wil juist by hierdie radikale verandering kom, by hierdie Damaskus ondervinding. In Handelinge 9 vers 3 lees ek, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nie hoekom vervolg jy die kerk nie? Nie wat doen jy oor die kerk nie? Hoekom is jy teen my? Waarom vervolg jy my? En Paulus sê, kyk nou, wie is u, Here? 'n man van die kerk. In ons tyd een van die dominees. En hy ontmoet Jesus en hy sê, wie is u? Ek het jou woorde gehoor, maar stel my aan jou bekend. En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, hoor nou, die verandering wat God in jou hart bring, die oomblik as hy jou verander van hierdie selfgesentreerde, selfopgewekte, eie toegekende passie en roeping. Ek sal die kerk uitsort. Tot, wat wil u hê moet ek doen? 'n man wat voorgery het met sy perd en eers in Damaskus sou wees om te sê, kom jy, ek wil jou uitsort. Hy sê, lê op die grond met vrees en verbasing en hy bewe en sy woorde is, wat wil u hê? Sien jy hierdie ontmoeting? Sien jy hierdie drastiese verandering? Die E3 wat 'n evangelisasie
model is, het hierdie treffende voorbeeld. Wanneer die ouens wat E3 gedoen het, sal julle weet, daar kom, jy moet jou getuienis skryf, van hoe jy Jesus ontmoet het, en die getuienis moes gegaan het oor wie jy was, wat God gedoen het, en hoe jy verander het. Want jy sien, jy kan nie kind van God wees, as daar nie 'n drastiese verandering is, tussen voor Jesus en na Jesus nie. Jy kan nie voortgaan met die manier hoe jy geleef het, voor jou ontmoeting, en sê dat jy nou 'n kind van God en 'n Christen is, en daar het niks verander nie. Van hierdie man vol bravade tot 'n feesagtige bondeltjie op die grond, toe die lig van God, nie eers Jesus self nie, toe die lig van God se teenwoordigheid op Saulus fokus. Toe vra hy, wie is u Here? Wat moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Nie eers Paulus, ek gaan so en so en so en so met jou maak nie, staan net op en gee die volgende tree, ek sien jou lei. Ek sal vir jou sê hoe dinge van nou af werk. 'n radikale verandering. So wat leer ons? Dat as jy Jesus ontmoet het, en jy kan terugwys in die verlede, dan moet jy ook kan terugwys van wie ek was, tot Jesus ingekom het, tot hoe ek nou is. En as jy dit nie het nie, dan wil ek vir jou met groot vrymoedigheid en met groot versigtigheid sê, dan het jy nog nooit Jesus ontmoet nie. Die volgende is dat hierdie radikale man, wat so drasties verander word, gebruik word as outeur van die grootste gedeelte van die Nuwe Testament. Van die 27 boeke, skryf hy 13. Hy word toegerus met een van die kosbaarste geskrifte uit die mond van die Here Jesus, wat vandag die fondasie lê vir hoekom ons hier is. Besef jy dat selfs Samuel en Moses en Daniël en Jesegiel en al die groot profete van die Ou Testament nie die kans gehad het, soos Paulus, om iets te skryf wat vir die heidene 'n verandering kan bring. In 2 Timoteus 4 vers 7 sê hy, ek het die goeie stryd gestry. Ek het alles gedoen wat gedoen moes word. Ek het as voorganger, baie keer sê hy, wie is dan my navolger, soos ek dit van Christus is. Hy kom aan die einde van sy bediening en hy sê vir hierdie jong dominee van Efese Timoteus, hy sê, ek het die wedloop voleindig, jy kan net volg. Ek het die geloof behou. Ten spyte van al my aanslag, ten spyte van my verlede, ten spyte van alles wat Paulus gehad het, sê hy vanmôre vir Timoteus en vir ons, ek het gehou by wat God my voorgeroep het, dis die moeite werd. Hierdie skrifkennis van die Ou Testament het vir Paulus se bediening niks beteken, toe hy nie die skrywer van daai boek ontmoet en daai skrywer om opdrag gee om te sê, so sê die Here nie. Verder sê hy, is om my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, in die dag my sal gee. En nie net alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. So met ander woorde, hierdie
geleentheid wat ek en jy vanmôre het om daai boek te hê wat langs jou bedkassie lê, wat grootliks die Bybel is wat ons het, wat Paulus geskryf het in die Nuwe Testament, wat vir ons van toepassing is, as heidene. Want ons is nie Jode nie, ons het nie nodig om die feeste na te kom, en die Sabbate en al die offers nie, want Jesus, sê Paulus, is die vervulling van alles. Hy sê, al wat jy moet hê, as jy ontmoet het, jy moet sy verskyning lief het, want God gaan ons beloon. Hy gaan vir ons die kroon van geregtigheid gee, omdat jy elke dag as jy wakker word, sê, Here, is dit nie dalk vandag nie. En as dit vandag is, kan ek nie bekostig om rond te speel nie, ek moet by die huis kom, ek moet daar kom waar ek brood koop, ek moet daar kom waar ek petrol ingooi, ek moet daar kom waar my werk is, ek moet vir mense vertel van Jesus. Dit was Paulus se dryfkrag. In die volgende plek lees ek dat hy die opdrag kry om die evangelie met die heidene te deel. Romeine 16 vers 25, aan hom wat magtig is, sê hy, om julle, die heidene, julle wat volgens Efesiërs 3 vroeër ver was, wat nie deel was van die beloftes en die verbond wat God met Israel gestel het nie, is ek gestuur aan om julle te versterk. Hoor nou, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus. Ek het in die week, terwyl ek hieroor gepeins het ek gesê, Here, dis nie net geskryf nie. Hierdie man sê dat dit wat ek sê, kom van wie af? En het hierdie vrymoedigheid om te sê, dis my evangelie, want God het my gestuur, maar dis die prediking van Jesus Christus. Ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is deur die profetiese geskrifte en het bekend gemaak is onder al die heidene volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof. Ek en jy het hierdie geleentheid om dit wat Paulus deel vir ons evangelie te maak, sodat ek met daardie gesindheid na ander toe kan gaan en gesê, God het my verander, kyk na my lewe, hoor nou, kyk na my lewe, en beoordeel dit wat jy sien, wat ek sê en doen, of dit inpas by wat jy hoor het Jesus sê. En as dit pas, volg my. Wauw. Volg my dan. Nie kom sit hier dat ek jou kan hande oplê en jou kan met hierdie Bybelkennis van my oorblif en in 'n hoek indryf en jou oortuig en op jou afdwing dat jy moet glo soos ek glo nie. Paulus sê dis my evangelie en dit kom van Jesus af, en as jy dit sien, dit werk nie uit nie, moenie my volg nie. Want dit is die bekendmaking van 'n misterie, 'n openbaring. Hy gaan verder en hy sê dat hierdie openbaring is die openbaring van die verborgenheid. Damaskus vra, Here, wie is u? Jesus sê, ek is jy wat hy vervolg. Hy sê, Here, wat moet ek doen? Hy sê, begin tree vir tree my volg. En daar besef Paulus dat sy bediening is vas aan niemand anderster as die Here Jesus nie. Hy skryf aan die gemeente in Galasiërs 1 vers 1, Paulus, 'n apostel nie vanweë mense of deur mense nie, maar deur Jesus Christus. En God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Kan jy onthou, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, wat is Paulus se evangelie? 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Dat hy gesterf het, dat hy begrawe is,
dat hy opgewek het en dat hy lewend verskyn het. En hier sê hy's 'n bedienaar, hy's 'n gestuurde, nie deur mense nie, maar deur Jesus en deur God die Vader, en hulle het soveel waarde en gesag daarin gesit, dat God sy seun uit die dode opwek, en hy het my gestuur. Ek kom nie meer van Gamaliel af nie. Ek kom nie meer as 'n skrifgeleerde na julle toe. Ek kom nou as die gestuurde van God. Nee, maar jy moet 'n dominee wees om sulke goed te kan sê. Nee, my vriende. Die woord apostel sê nie teologies oplei nie. Apostel sê ek is die een wat getuig van wat ek gesien het. Ek is gestuur om te sê wat ek gesien het. En die getuienis kan hierdie kant van die pad gestaan het en die motorongeluk gesien het, en hy het nie die hele prentjie, want hy hoef nie die hele prentjie te hê. Hy het nie nodig om te weet wat aan die ander kant van die kar gebeur het nie. Hy het nodig om getuie te wees van die geleentheid. En Paulus sê, ek is die apostel. In vers 11 sê hy, maar ek maak aan julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie dat die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. En nou verstaan ons, hoekom hy 3 dae blind in Reguitstraat in Damaskus gelê het. Nou verstaan ons hoekom hy vir 40 dae, as jy die skrif lees, vir 40 dae in die woestyn in die Sinaï woestyn gaan sit het. En hom afgesonderd en teruggekom het en gesê, ek is die gestuurde van God. Want hy het nie gaan leer by mense nie. Hy het besef, Gamaliel gaan van my niks beteken nie. Gamaliel gee my kopkennis. Wat het ek nodig? Ek het die openbaring van Jesus Christus nodig. Ek moet klaarmaak. Ons lees van sy aanpasbaarheid om met almal te werk. Hierdie drywer, hierdie doener, en dis die karakter van Paulus, hierdie donkiedrywer, kom op 'n plek waar hy sê dat as ek mense wil bereik, hoor nou, as ek mense wil bereik, moet ek aanpasbaar wees, nie hulle sonde saam met hulle doen nie, maar ek moet in hulle skoene knie. Hoor wat sê hy? 1 Korintiërs 9 vers 19, want hoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te wen. Vir die wat onder die wet is, soos een onder die wet, om die wat onder die wet is te wen. Vir die wat sonder die wet is, die heidene, het ook soos een sonder die wet genoem. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. Ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Jy kan nie vir 'n ou sê wat honger is, hoor jy moet eers Jesus aanneem voordat jy gaan kos kry. Jy kan nie vir 'n ou wat is verslaafde is net sommer sê, hoorie, as jy Jesus aanneem is al jou probleme opgelos. Die gospelpil werk nie as daar 'n fisiese, geestelike, emosionele probleem is. En Paulus sê hy het vir alles, vir almal alles geword. Om almal te wen, soveel as moontlik. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Dis die rede vir sy naamsverandering. Want Saulus
was die vervolger. En God sê, ek moet jou verlede uitwis. En ek moet vir jou Paulus noem. Alhoewel dit nou 'n Hebreëse en 'n Latynse naam is, ek moet jou naam verander dat mense die verandering kan sien. So drasties dat ook jou naam moet verander. Hy verduur ongemak en aanslag. En Paulus besef dat swaar kry en hartseer en ellende vir die evangelie is doelmatig. Filippense 4 vers 11, ons het dit gelees, nie dat ek gebrek het nie, want ek geleer om vergenoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te wees, om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hy verduur ongemak en aanslag, want hy het geweet, dis besig om hom te vorm. Hy staan vir die waarheid, onverskrokke. Hy gaan so ver in Galasiërs 1, dat hy vir Petrus, die hoof van die Messiaanse kerk van Jode, uitroep, en sê, jy skyn heilig. Want jy eet saam met die heidene, en as jou choppies kom, dan wil jy die heidene wegsmit. Hy sê in Galasiërs 1 vers 8, maar als ons of 'n engel uit die hemel na julle kom en die evangelie verkondig in stryd met wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Nie aanvaar maar hom en stap maar 'n pad saam met hom. As hy vir jou iets bring wat jou van Jesus af gaan wegvat, laat hom 'n vervloeking wees. Daar's nie grys by die evangelie. Ons kan nie toelaat, my liewe vriende, ons kan nie toelaat dat mense gesis word met hierdie tussen in godsdienst van, weet jy wat, ons sal almal maar eendag hoop om in die hemel te kom. Paulus sê, ek staan onverskrokke. As hy 'n ander evangelie verkondig, al is dit ook 'n engel uit die hemel, vervloek hom. Hy is nie deel nie. So staan hy vir die waarheid. Sluit af. Paulus en die doring in die vlees. Dis seker een van die, nie die moeilikste nie, maar die moeilikste om in sy regte konteks te verklaar. Want baie ouens het nou baie idees oor, dis 'n siekte en hy het 'n oogsiekte gehad en al die goeders, maar as jy na die konteks kyk, dan gaan dit nie oor hy was siek gewees nie. Dit het gegaan oor die duiwel wat gehaat het, Paulus moet sê, ek gaan terug na die ou Saulus. Jy maak wat ek sê. Hoor nou. En God stuur hierdie doring in die vlees om vir Paulus te sê, my genade is vir jou genoeg. 2 Korintiërs 12, gaan lees hom bietjie. Hy sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie. Want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man, in Christus 14 jaar gelede. Of wat in die liggaam was, weet ek nie, of dit buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel, en ek weet van so 'n man, of wat in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie, God weet self, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Onthou nou die Korintebrief, as jy nou die Korinteboek lees, dan Korintiërs is Paulus besig om sy apostelskap te verdedig. Want hulle wil nie aanvaar as 'n apostel nie, omdat hy die kerk vervolg het. En hy verdedig sy apostelskap, en die duiwel sê vir hom, maar Paulus, jy het die beste kans, jy het hierdie wonderlike goed gesien, gaan sê vir hulle, gaan vra vir hulle, het jy weggeruk in die hemel? Petrus, hoe lyk dit? Het jy hierdie wow ondervinding gehad? As jy dit nie het nie, moenie my wegverwerp as 'n apostel nie, want ek het dit gehad. Jy sien, dis die gesindheid. Waar die duiwel sê, Paulus, jy het die kans om jouself vir eens en vir altyd op die verhoog te sit. Hy so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakheid.
en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie. Hy het my 'n doring in die vlees gegee. 'n engel van Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wat leer ek en jy? As jy skuldig bevind is, en daar word van jou dinge gesê, en jy die beste kans om die dinge op die lappe te bring en uit te sort, sê God, my genade is vir jou genoeg. Jy het nie nodig om op die troon te klim, dat mense jou sien nie. As jy my verhoog, sal ek jou verhoog. As jy op my die fokus plaas, het jy jou roeping volbring. En dis wat Paulus, hy vra vir die Here 3 keer, Here, vat hierdie versoeking weg, en die Here sê, as ek dit nie wegvat nie, gaan jy jouself verhef. Want ek ken jou. Jy aanvaar nie goed nie, jy sal terug ry Jerusalem toe met die eerste taxi, en jy sou hulle in Jerusalem gaan uitsort het. My genade is genoeg. Want jou swakheid bring my verheerlik. Paulus se karaktertrekke vinnig, ek maak klaar. Hy's dominant. Hy's direk gefokus. Hy's resultaat georiënteerd. Hy's ferm. Hy het 'n sterk wil. En hy's gedetermineerd. Ek het jou voorgestel vanmôre aan Paulus, die gebore voorloper. En ek hoop dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën. En as jy hierdie karaktertrekke het, dat jy weet dat God met iets groots in jou lewe besig is. Kom ons buig ons harte en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir u woord. Here, 'n mens in jou menslikheid kan nooit waarde gee aan die groot werk wat u vir Paulus gedoen het nie. Here, die saak en die karakter wat u geskep het, sy voorbereiding as 'n godsdienstige leier op 'n verdraaide pad, Here, het u juis gebruik om vir Paulus te maak, dat hy aan die einde van die bediening kan sê, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Ek het die verskyning lief gehad. Ek het ander aan die verskyning bekend gemaak. Ek het vir mense gebring op 'n plek om te sê, jy moet Jesus ontmoet, soos ek Jesus ontmoet het. Nie op dieselfde wyse nie, maar jy moet weet van 'n dramatiese verandering in jou lewe. En as dit met jou gebeur het, en jy volhard in jou roeping, sal God jou beloon. Kom ons wag daarvoor met volharding. Dankie dat ons vanmôre hierdie woord in ons eie lewens kan inlees. Dit kan grafieer op ons hartstafels. En as ons nie 'n Paulus karakter is nie, ons steeds kan leer van hierdie merkwaardige man wat God geroep het en verander het. Dankie vir u woord. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.